Graad 7 wiskunde, GGF. Kom ons begin eerstens deur te kyk waarvoor staan GGF. GGF staan vir grootste gemeene faktor. Ons gaan die grootste getal kry, wat dieselfde is, dit meen in albei voorkom, en dan gaan ek julle 'n leertjiesommetjie leer. As ons kyk na die faktor van 36, beteken dit, dis 'n getal, maal 'n getal, wat vir my 36 gee, sonder 'n res. So die faktor van 36 is 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 en 36. Want as ek kyk, 1 maal 36 gee vir my 'n 36 sonder 'n res. So as ek sê ook 2 maal 18 gee vir my 36, 3 maal 12 gee vir my 36, 9 maal 4 gee vir my 36 en 6 maal 6 is 36. Daar is ook 'n makliker manier wat jou dalk kan help en dit is die manier om 'n leertjiesom te doen. Ek gaan julle nou leer hoe werk die leertjiesom. Ons soek die faktor van 36. Onthou as jy met die leertjiesomme werk, mag daar nie 'n res wees nie en ons werk met priemgetalle. Ons begin eers by 2 se priemgetal, dan 3, dan 5, dan 7. As jy die leertjiesom skryf, skryf ons die priemfaktore aan die regterkant waarmee ons begin, wat wel 36 is. Hierdie lyn beteken dit is gedeel deur. So ons begin met 2. 2 gedeel deur 36 gee vir my 18. 18 gedeel deur 2 gee vir my wel 'n 9. Wees versigtig. Ons kan nie 2 weer hierin deel nie, want dan gaan hy 'n res hê. So ons gaan na die volgende priemgetal toe wat 3 is. 3 gaan 'n 9 in 3 keer. 3 gaan ook in homself in 1 keer. Nou skryf ons alles neer wat voor die gedeel deur lyntjie staan. So dis 2 maal 2 maal 3 maal 3. En as ons al hierdie bymekaar gaan maal, dan kom ons agter dat dit vir ons 36 gee. Nou gaan ons dit 'n klein stappietjie verder vat. Ons gaan dit van faktore na GGF te vat. Kom ons soek saam die GGF van 12 en 15. Ons skryf die 12 neer. Ons begin met 2. 2 gaan in 12 in, 6 bly oor. 2 gaan ook in 6 in, 3 bly oor. Wees versigtig, want ons kan nie 'n res hê nie. Ons gaan na die volgende priemgetal toe. 3 gaan in homself in, 1 keer. Wat maak ons nou? Ons skryf alles neer wat voor die streepie is, wat voor die deeltekentjie is. 12 is gelyk aan 2 maal 2 maal 3. Nou gaan ons na die 15 se GGF, die leertjiesom. 2 kan nie in 15 ingaan nie, want dan gaan jy 'n res hê. So ons moet die volgende priemgetal gebruik en dit is dus 3. 3 gaan in 15 in 5 keer. Ons kan nie weer 3 gebruik nie, dan gaan dit 'n res wees. Ons gaan na die volgende priemgetal toe en dit is 5. 5 gaan in homself in 1 keer. Nou gaan ons die getalle neerskryf wat als voor die streepie die deeltekentjie is en dit is 3 maal 5. So die GGF van 12 en 15 is wel 3. Hoe weet ons dit is die 3? Want die 3 kom in beide getalle voor, so die KGF van 12 en 15 is 3. Kom ons doen nou saam die GGF van 42 en van 35. Ons gaan dit doen deur die manier van die leertjiesom. So kom ons begin by 42. 2 kan in 42 ingaan en dan bly daar 21 oor. Dan kan 3 in 21 ingaan
en daar bly 7 oor. 7 gaan ook in homself in en dan bly daar 1 oor. Dis beteken dit, dis 42 is dieselfde as 2 maal 3 maal 7. Kom ons gaan doen nou 35. Ons gaan eerstens kyk hoeveel keer gaan 5 en 35 in, 7 bly oor, 7 gaan ook in homself in en 1 bly oor. So 35 is dieselfde as 5 maal 7. Stap 2 wat ons moet volg is om te kyk wat kom in beide voor. In 42 was dit gewees 2 maal 3 maal 7 en in 35 was dit 5 maal 7. Ons kan sommer dadelik sien dat 7 in beide voorkom. So die GGF van 42 en 35 is dus 7.